dans tes yeux, je suis un mauvais garçon. Cependant, je veux te péter sur le balcon. Ça cesse pas. Die main event was Renato Moicano teen Benoit Saint-Denis. En hierdie dokters ook weer 'n sê gehad. Bly die dokters. Ja, die einde van ronde 2, Dr. Stoppage en Moicano het gewen. So teen ons predictions. Of ja, jy het ook moes gesê Benoit. Ja, ons albei het gedink Benoit. Ja. Hy is mos aan jonger en hy het meer danger en alles. Alles was sy tot sy advantage, maar ja, die eerste ronde dominating vir Moicano. Hy het vir Benoit opgeneek. Dit was soos die eerste ronde van Allen se fight, maar dit was net erger. Miljoen keer, dis soos 'n 10-8 of 'n 10-7 round gewees. Moicano het hom ook vroeg rond toe gevat, maar hy het hom opgeneek. Hy het net hom vasgehou of ja, nee. Hy het hom geelbou en geslat en daai arme Benoit, weet jy wat hy moet maak hier. As hy sy rug draai, dan wil hy hom uitchoke. As hy weer omdraai, dan word hy in sy neus, in sy oog geslaan. Nou, dis wat jy doen. Jy sit nou vas in die man nie. Ja, maar okay, sorry, gaan aan met jou. Nee, dis maar wat gebeur het en na die eerste ronde toe daai man se oë is geswel en sy regter oog het twee snye hier. Hy swel van bo af toe en die linkerkant sien swel van onder af toe. So, maar hy kon daarom nog sien, maar die linker oog kon hom so halfpad of so meer as half, hom so seker 70-80% sien daarom nog. Yes, en toe die tweede ronde toe het hulle dit op die voete gehou, verbasend. En nou Benoit actually daai ronde gewen, sê hulle, die tweede ronde. Ja, op die scorecards het hy hom gevat. En hy het al die takedowns gestaf. Soos, maar toe lyk dit eintlik Moicano lyk hy's 'n bietjie moeg, want hy kon nie takedowns kry nie en hy het ook nie eintlik veel meer gedoen nie. Hulle het gestaan en strike, maar dit lyk my Benoit, hy het hom aan mekaar met so 'n lae body shot in die maag geslaan en het hy geskop 1 of 2 keer. Hy het so 'n paar punchietjies hier en daar gegooi en elke keer as wat is die man se naam, Moicano hom wil grond toe vat, dan stap hy die takedown. En dis eintlik 'n genade want ek weet nie hoe hy gesien om dit te doen met daai een oog wat ook nog 'n bietjie toe was nie. Sure. Ja, nee. Maar hy het aan die einde van die tweede ronde gehaal en toe die dokter. Ja, maar die probleem vir my is en dis fair is 'n dokter stoppage, ek verstaan dit, soos hy het nie goed gelyk nie, maar dit voel vir my, as jy die fight wou gestop het, hoekom het jy dit nie aan die einde van die eerste ronde gestop? Verstaan jy? Toe was sy oë klaar opgeswel gewees, toe het hy soos 'n bloody mes gelyk, soos hy het verskriklik erg gelyk en hy was moeg en soos verstaan jy, dit was die peak van disaster vir hom gewees. Toe gaan die fight aan. In die tweede ronde het hy soos 'n niks damage gevat nie. Hy het die ronde actually control en gewen en dit het gelyk hy's nou terug in die fight. En hier kom die dokter en sê hy moet tel en goeders in of kyk hoeveel vingers is voor sy oë en toe hy sy mif oog toe hou, toe kon sy halwe oog alles sien. Hy het gesê 3 vingers, 4, 2, 1, whatever ook al, wat se somme die man vir hom gevra, wat 7 x 7 is 49, wat se land is jy, Frankryk, wat ook al, en hy het alles gesê, en toe hy die ander oog sien, toe kan hy man mos nou nie niks sien nie, dit was seker net pikswart, en toe sê hy sal, toe sê hy vir die ref, wie se Jason Herzog? Nee. Wat? Dis Matt Goddard. Ja, Matt Goddard, sorry. Die Mark Goddard. Ja, ag, wat maak dit saak, is 'n ref. maar toe Goddard het vir hom gesê vir die ref, vir die dokter, sê jy wat stel jy voor? En toe die dokter sê hy sal die fight stop, toe stop Goddard die fight. Maar weer eens, my vraag is, as julle dit wou gestop het, hoekom het jy dit nie na die eerste ronde gedoen nie? Dit sou potensiaal disastrous gewees het vir Benoit. Hy kon hom amper half doodgeslaan het of opgeneek het, wat hy nou nie gedoen het nie, en toe hy nou goed lyk na 2 rondes, dus nou stop julle die fight, nou laat dit lyk hy begin wen, soos, what's the point? En die tweede ding is, ek weet dit klink nou seker erg, maar ek meen, dis hoekom jy bly 2 oë het. Een kan toe wees, en die ander een kan nog sien. Michael Bisping het vir hoeveel jaar met 1 oog gefight, hierdie Shia Bullet wat ons nou van praat, fight
Permanent. Hy begin met een oog. Hy het nog nie in sy Ja, hou klaar, gehad dis nie, en hy het net advantage. een oog, Ja. so, hoekom is die ou se ander oog kon nog fyn alles gesien het, so why, hoekom stop julle dit, so, dis 'n bietjie irriterend, maar ek gaan nie te veel huil nie, want 10-10 sou my kan hom seker maar eventually weer grond toe gevat het, en hom gestop het. Ja, en toe, weet jy, is daar nog iets wat jy wil bysê? Nee, wat? Ek dink dis maar basically dit. Okay. Wat ek hom nog wil sê is Moikano, hy het altyd baie interessante Octagon interview na die tyd, en weer eens Bokkerol geantwoord wat Bisping vir hom gesê het. Hy het net aangaan met sy eie storie. Bisping kon nie in self hoor wat hy gesê het, hy lag maar net. Like Bisping was self die mekaar. Hy weet meer wat om te sê later. Hy lag net en dan wil hy hom visbang. En dan lag hy en dit was 'n klein bietjie cringe geweest, ek sal nie lieg nie. En maar toe gaan maar Moikano is nie dom nie. Hy is nie dom nie. En jessie my maat, maar toe gaan hy man op 'n rant en hy praat van die globalists wat die wêreld wil oorvat en lees hierdie boek oor hoekom democracy fail en weet jy wat alles. Maar hy gebruik mos nou maar sy platform om sy world views of beliefs of wat ook al te doen. Die een ding wat ek nie van hou nie, soos fyn, ek is ook stout vir 'n conspiracy theory. Ek glo ook hier's baie goeters wat aangaan agter die skerms wat ons nie van weet nie. So ek gaan nie met hom stry oor hierdie goeters nie. Ek het nou nie die boeke gelees wat hy gelees het nie, maar ek sê okay, ek sal saamstem nie, maar ek gaan ook nie sê ek gaan stry nie want ek is nie te involved in daai nie. Maar wat ek nie van hou nie is hy het weer eens hy maak proclamations of faith. Van thank you Jesus Christ en you must, verstaan jy moet die Bybel, maar dan elke derde woord wat hy sê, vloek hy, the effing this en effing this, dit klink 'n bietjie snaaks, ek sal nie lieg nie, maar dit is contradictory, soos, kies een van die twee dan maar eerder, moenie al twee nie, maar hy's 'n groot volwasse man en hy's 'n vrye mens, so laat hy sê wat hy wil. Okay. Dis maar al wat ek nie so van baie van gehou van sy hele interview. Maar hy, my opinie. Ek dink daai adrenaline of dopamine rush wat hy daar kry maak hom so mal as daai goeders in sy bloed inspuit, want dan gaan hy aan en hy sê hy praat net aanvuldig. Tu te rappelles Dieu ma meilleure. J'pars le futur chercher d'ailleurs. Tous les week-ends de la scène on passe des heures. Pour déchirer j'avais pas envie des fleurs. J'étais fou au pot